Kom ons begin weer saam te lees uit Jesaja 6 uit. Baie bekende stuk. En dit is waarskynlik, dit is die roepingsgedeelte van Jesaja, waar hy sy roeping ontvang het. Kan ek ook een van die Jesaja op het blaadjie skryf, né? Nou loop hulle, ek en julle op dieselfde bladsy is. Kijk wat ons gaan. Goed, Jesaja 6 vers 1. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here oorvra: wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: hier is ek, stuur my. En dan die res van die gedeelte toe die Here gesê: gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en tog sal julle nie niks verstaan nie. Kyk en tog niks sien nie. Verder het hy vir my gesê: maak hierdie volk traag van begrip. Maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. Toe het ek gevra: tot wanneer, Here? En hy het geantwoord: totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n puinhoop omskep is, totdat ek, die Here, die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is. Selfs as daar net 'n 10de oor is, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Goed, kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die woord wat U vir ons gegee het, waardeur ons U kan leer ken. En hierdie beeld van U wat U op die groot troon sit, en as ons onsself teenoor U heiligheid en die grootheid en die majesteit moet reken, dan kan ons nogal indink hoe Jesaja moes gevoel het, dat hy gedink het dat hy kan nie meer leef as hy nie teenwoordigheid bestaan het nie. En tog kom U en kom vergewe ons. Wat hy nie geweet het nie, is dat U in Christus vir ons volledig kom vrymaak het en kom nuut maak het. En ons loof en prys U daarvoor. Ons bid, Here, dat U deur die Gees vanaand ook vir ons U woord sal bekend maak en sal oopmaak, en dat ons daardeur vir U beter sal leer ken en U kan loof en prys. Amen. Goed. Dis hier 'n hond in die vertrek. Dis ek. Wat so klein. Ek het nou vir 'n oomblik gedink, hier is die hond, hoe kom dit? Dis net 'n mamma hond se ma. Right. Kom ons begin. Daar begin dan. Net weer om julle geheue te verfris, maar ek dink julle weet nou al, ons praat altyd van die ontvangers, die tyd, die skrywers en die genre. Dis die 4 hoofgoed waarin ons wil begin. So, net ter inleiding, Jesaja is 'n ongelooflike boek. Tussen Jesaja en Jeremia kan ek partykeer nie besluit van wat een nou op die meeste nie. So, daar is 66 hoofstukke en baie interessant, ek het dit nog nooit keer so besef nie, maar 1 tot 39 is die eerste Jesaja, ons sal ons daarby uitkom. So daar is 39 hoofstukke in 1 tot 39 wat meestal die oordeelsaankondiging is. En dan het daar 27 hoofstukke oor. Daar is mense wat 'n koneksie wil maak tussen dit en die Nuwe Testament en die Ou Testament. Die Ou Testament het 39 boeke en die Nuwe Testament het 27 boeke. En op grond daarvan sê hulle het party van die kerkvaders Jesaja as die 5de evangelis genoem. Want hy is eintlik die een in die Ou Testament wat die evangelie van God se genade kom verkondig. En dan gebruik hulle nou hierdie as 'n voorbeeld.
of dit nou toevallig is. Niks in die wêreld is toevallig nie, ons glo nie in toeval nie, maar dis net 'n interessantheid om te kan sien dat Jesaja 39 boeke, waarvan 39 oordeel is en 27 hoop en verlossing, en die Nuwe Testament is 27. Baie mense noem Jesaja die Paulus van die Ou Testament, of die 5de evangelie, die prins van die Ou Testament, en daar's 59 verse, en ek het dit vir julle almal uitgedruk, wat verwys na Jesus Christus. Dis sommer net so ter inleiding. Right, so wat die outeur betref, daar's verskillende opinies oor die outeur, soos wat ons nou weet altyd is. Wat ek nie van die kamera hou my vas hier agter, ek kan nie rond beweeg nie. Hulle gaan my nou soms sien en soms nie sien nie. Daar's verskillende opinies daaroor. Die een opinie is dat Jesaja alles geskryf het. Nou die hele Jesaja boek strek oor 'n tydperk van ongeveer 150 jaar. So nou sê baie mense, maar dit is onmoontlik. Hoe kan hy oor 150 jaar, hy kon 150 jaar geleef het nie. So dis te lank. En dan die antwoord daarop is om te sê, ja, maar dis 'n profetiese boek. Hy kan mos maar vooruit profeteer en terug profeteer. Hy kon in die middel geleef het en dan terug profeteer het en voort profeteer het. So net omdat jou kop nie 150 jaar kan bereken nie, beteken nie dat jy dat 'n profeet nie die tydperk kan praat nie. So dis een teorie. Die volgende teorie is nee, daar's 3 skrywers. Die eerste ene is waarskynlik Jesaja, die seun van Amos. En dan staan dit 'n Detro Jesaja en dan staan dit Trito Jesaja. So 1 tot 39, 40 tot 55, 56 tot 66. En hulle sê dit op grond van die duidelike afbakening. En as ons net nou, ons kan net maar nou doen. As jy nou lees, ek het vir julle mos gesê lees 39 en 40, het julle dit gedoen? Daai toon, hè, is 'n totale ander toon. 1 tot 39 is oordeel en die Here is kwaad vir julle en die goed gaan nie lekker gebeur nie. Want selfs hy 39, dis vir my verstommend dat die skerm net gesê, okay, dan gaan maar so wees. Terwyl dit oordeel is, want die Here deur Jesaja hom gesê het, maar jy gaan ophou bestaan. En die land gaan ophou bestaan. Hy sê, okay, nee, maar dit gaan maar so wees. So dit was vir my verstommend. Ja. En dan onmiddellik vir begin met hierdie ongelooflike troos en ek dink Jesaja 40 is een van die mooiste boeke, die hoofstukke in die Bybel. So daar's 'n duidelike verskil en dan is daar weer 'n verskil by 55 na 56 toe. So nou is die eerste 39 spreek die voorballingskapperiode aan. Die tweede gedeelte 40 tot 55 spreek die ballingskapperiode aan, dan word dit tussen 587 tot 527. 17, daai datums is nooit duidelik nie. En dan die derde ene is 'n naballingskapperiode. Met ander woorde toe die Persiese ryk nou weer oorgeneem het. Met ander woorde 15 tot sê nou maar dalk hier in die 400 sit. So die een teorie is nou nee, dit is nog steeds een persoon wat oor 'n langer tydperk praat. Die ander teorie is nee, dit is Jesaja en redaktors en disippelskringe, sodat Jesaja disippels gehad het en ouens wat hom gevolg het, by hom geleer het en toe hy dood is, toe gaan hulle aan en hulle dit verkondig. En dan het ons ook al in Jeremia het ek een keer vir julle verwys na die disipelgroep, die profetiese groepe. So daar was profetiese skole, groepe en dit kon wees dat hulle dit ook gedoen het. So dis die verskillende teorieë. Waar staan ons? Dit is regtig verdeel. Dit is absoluut verdeeld. Die ouer standpunt is om te sê dat daar 3 was. Die nuwere standpunt is al meer om te sê dis een ou. Dat hy oor 'n tydperk geskryf het, dit is so. Dit is moontlik. Dit slaat nie 'n onmoontlikheid nie. Daar's in elk geval soveel ooreenkomste tussen die 3 in terme van temas en in terme van boodskap uiteindelik. Hoewel daar duidelike breek in die toon is die algehele boodskap nog dieselfde. So die oorwig is nou so, amper sê 55% begin al meer nou sê waarskynlik een. Weet ons hoe oud was Jesaja? Nee, iewers het ek 'n raaiskoot gesien van omtrent 59. Ek dink ek het dit dalk iewers hier so, ek sal nou gou kyk.
So ek dink hulle dat hy, want hy is, wag ons kan dit uitwerk. Hy is vermoor in Hizkia se tyd. Hy is vermoor in Manasseh se koningskap tussen 696 en 642. En hy het begin optree tussen 739. So 39 plus nog so, ja, so dan was hy om die 59 toe hy doodgemaak is, min of meer. Want as jy nou daar in die middel van 39 vat, dan is dit 39 tot by 700 en dan nog 14 by. Ja, 39, 14 is 54, 53. Ja, so min of meer, so kom ons sê, hy dan nou opgetree vanaf hy 20 is, dan was hy 73. Ja. So hy het opgetree tussen 739 en 686 en hulle beweer hy is dan nou 'n marteldood gesterf. Ja, so dis oor die skrywer dat ons sê dat ons vermoed dat ons is redelik tevrede om te kan sê dit was een ou gewees. Wat wel duidelik is dat Jesaja profeet was wat baie duidelik onder die gees van die Here gewerk het. Hy het al sy profeseë is wêreldwyd kosmiese vlak gemaak. Hy het selfs tot 7 eeue vooruit voorspel, as jy dan nou so daarna wil kyk. Maar dan moet ons onthou, profesie is nie regtig voorspelling nie. 'n Profesie is iemand wat aangestel is deur die Here in die Ou Testament om God se wil aan die volk bekend te maak. Dat hulle vooruit kon sien of goeders kon sê, ja, hoe kan ek nou sê, daar's 'n baie duidelike verskil tussen 'n voorspelling en 'n profesie. Siener is 'n voorspeller wat Siener van Rensburg. Hy maak nie saak hoe hy sy inligting kry nie, maar hy is definitief nie deur die Here, of ek dink nie, hy is deur die Here aangestel nie. Ek kan nie sê dat hy definitief nie is nie, maar hy is 'n siener, hy is nie deur die Here geroep en opdrag gegee om die woord van die Here aan sy volk bekend te maak. So 'n profeet, verskil tussen 'n siener en 'n profeet is hy kan in die toekoms sien wat gaan gebeur, maar dit is nie noodwendig presies so nie. So Siener van Rensburg sy claim to fame is dat as hy gesê het donderdag om 9 uur gaan X, Y, Z gebeur, dan moet dit donderdag 9 uur gebeur. As dit gebeur nie, dan sy nie 'n siener. 'n Profeet sal nie so duidelik sien nie. Hy sal sê daar sal 'n tyd kom wanneer A, B en C gaan gebeur en dan sal daai tyd kom en dit sal min of meer so wees, maar nie noodwendig presies dieselfde nie. Dis byvoorbeeld hoe ons soveel verwysings na Jesus in Jesaja kan raak sien, want Jesaja het nie vir 'n oomblik, hy het nie geweet wie gaan die Messias wees en wie gaan Jesus wees en wanneer gaan hy kom nie. Maar hy het gepraat van die knegt van die Here, dat as die knegt kom, gaan dit 'n nuwe tyd inlei, gaan dit 'n nuwe verbond tot stand bring en 'n klomp goed gaan gebeur. So hy het min of meer geweet iets is aan die gebeur in die toekoms, maar hy sou nie noodwendig kon sê dat dit in die jaar soveel sal wees in die koningskap van daai en daai. Hy gaan in die geslag van Josef deur Maria gebore gaan word. Daai details sal hy nie noodwendig weet nie. So ek weet nie of dit vir julle sin maak nie, maar 'n profesie is nie regtig 'n voorspelling nie. Dit is meer om in die toekoms te kan sê wat hy gehoor het van die Here af. En dit is nog vaar inligting, maar daar's relevantie daar. Goed, die boek bevat allerlei goedes, maar veral goed rondom die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dan die 3 tydperke, die voorballingskap, die naballingskap en tydensballingskap. Verder wat die profeet betref en wat die persoon betref, is dit weet ons dat ons weet van hom as mens min, maar ons weet dat hy getroud was en dit lyk asof hy of 2 of 3 kinders gehad het. Ons weet van 2 ten minste, maar dit kan klink as hy dalk 'n derde kind ook gehad het. En dan is hy as 'n profeet geroep min of meer 740 voor Christus. En ons weet dat hy 'n marteldood gesterf, of ons weet dit nie, maar dis oorlewering dat hy 'n marteldood gesterf het. Ons weet ook dat hy baie lief was vir Jerusalem en dat hy ook in die kringe van die konings moes geleef het, want hy
kon baie maklik met die konings 'n audiensie of 'n gesprek gehad het. En sy naam beteken die Here bewerk redding. Jahwe is die verlossing, iets in daai lyn. Sy twee kinders waarvan ons spesifiek weet, die een se naam is 'n oorblyfsel sal terugkeer, Sheher Yashub. En die ander een se naam is vinnig buitspoedig roof. Maher Shahal Hashbaz. So baie interessant wat sy kinders name is. Jy weet dat Hosea ook mos sulke vreeslike kindname vir sy kinders gehad het, né? Die een was sonder ontferming en die ander was nie meer die Here se volk nie of so ietsie. So ja, maar dit was simbolies geweest om te sê dis hoe ek as God oor julle as volk voel wat my so teleurgestel het. Sê gou weet wat Jesaja wat beteken dit die Here sal? Die Here is Jahwe is verlosser. Hoe jy wat met Jesaja? Sy naam beteken. Ja, Jahwe is verlosser of die Here bewerk die verlossing. Okay. Dit verlossing, redding, Yeshua Jahwe. So en sy kinders is Sheher Yashub, as jy dit wil neerskryf, en Maher Shalal Hashbaz. Wonder of dit die spreekwoord Hashbaz vandaan kom. Hashbaz. Vinnig buitspoedig roof. Ja, so en hierdie name is almal temas wat in die boek voorkom. Byvoorbeeld die bron van verlossing, die oorblyfsel wat daar vir ons sal oorbly, die oordeel wat sal kom, alles is wat daar voortvloei. Goed, so dis dan wat die skrywer betref. Ons het daai teorieë hanteer en ons het die periodes, het ek vir julle gesê. Die datering. So wat die datering betref, ons het eintlik al baie daarna verwys, maar dit is in die tydperk 739 tot 686, so hy is net voor Jeremia. Jeremia het opgetree net toe die ballingskap sou plaasvind. Met ander woorde, hy begin 629 dink ek, en toe is die ballingskap 587 en 97. Sy bediening het oor 'n 50 jaar tydperk gestrek. Ja, dis hoekom ons nou hier by 73 rondom uitkom. En die gebeurtenisse waaroor hy profeteer is die tydperk voor en tydens en na die ballingskap. Nou, dis nou, julle het nou so baie dit by my gehoor, so julle gaan al moeg raak van my, maar ek gaan dit nou maar weer sê. Die konteks is belangrik, as jy die situasie verstaan. En die situasie is, ek dink ek weet iewers gaan ek nou 'n slide daarvan. Die situasie was, Dawid was mos nou, sy ryk, het gestrek van amper Egipte, Hebron, dis baie naby aan die Egiptiese grens, tot bo wat vandag Jordanië is, amper Damaskus, was die Davidiese ryk. Dit was en wyd oor die Jordaan ook gegaan, in Sirië in. En toe kom Salomon bewind en dit het goed gegaan tot hy 700 vrouens, tot hy die 700 vrouens gekry het. En toe begin die goed uit mekaar val, of nie eintlik toe nie, maar toe sy kinders aan bewind kom. Toe die, wat een was eers, Rehabeam of Jerobeam? Jerobeam was eerste, en toe beklei Rehabeam sê, nee, maar eintlik is hy die koning, en toe split hulle, en toe split die koninkryk. En van toe af was Israel, of die koninkryk van Dawid, was net nooit weer dieselfde geweest. En ek het dit ook al vir julle gesê, maar ek dink regtig as ek nou, en dit sê nou net ek het nie genoeg getuies om dit te sê nie, maar ek dink nogal tot vandag nog, is dra hulle daai las. Daai las van die Noordryk wat verwoes is en nog nooit weer teruggekeer het nie. Daai 10 stamme nie. En die 2 stamme, Reuben en Manasseh, nee, Reuben en ja, Manasseh wat oorgebly het, is ook later weggevoer en het so vermeng geraak dat wat ons vandag is dan waarskynlik so ja. So ja. Die tydperk waarin wat ons gesprake is al hierdie konings. So dis Jotam, Agas en Hizkia en Manasseh, so Jesaja het net so die einde van Jotam gevang. En dan Agas, Hizkia en Manasseh, en toe is die volk natuurlik in ballingskap ook. Ek was besig om nou die prentjie te skets. So toe sit die splitsing,
En in daai tyd het die Assirië, wat nou, ek dink ek het ook wag, as hy man. So hierdie was nou alles tot hier, tot by Damaskus, van omtrent hier af, was alles Dawid se ryk gewees. En toe split hulle in twee met Jerusalem en Samaria. En onthou julle dat die disippels wou vir Jesus nie eers deur Samaria laat loop het nie. So was daai hard gewees, né? En toe Jesus by die Samaritaanse vrou praat, het hy ook ons gesê, kan nie op praat nie. So dit was, daai was sleg. En toe begin die Assiriese ryk, wat nou Saudi-Arabië, Iran en Kuwait en al hierdie plekke is nou daar rond. So hulle het al hoe sterker begin raak. En toe het hulle begin stadsstate inneem die een na die ander. Daar is nou Turkye, wat nou in daai tyd Babel sal word, sal net nou sy naam wys. So toe het Assirië nou al hoe sterker begin word en al hoe meer stede begin oorneem, tot hulle uiteindelik vir die Noordryk, Israel oorgeneem het. En toe hulle oorneem 722 toe word Samaria verwoes en hulle is allemaal weggevoer. Hulle is nooit weer toegelaat om terug te keer nie. So wie ook al teruggekeer het en hulle self wat die Samaritane genoem het, is 'n vermenging of waarskynlik hulle vermoed dat dit 'n vermenging is van ouens wat nou maar net teruggekeer het na 'n dooie land toe. En dis in elk geval baie laat teruggekeer, hulle het nie noodwendig vroeg teruggekeer. So toe is hulle terug. Dis 722. En wat interessant daarvan was, is die Mesopotamiese geloof was, die land wat 'n oorlog wen, se God is die sterkste God. So, tussen die twee, het hulle heeltyd beklei om te sê, maar ons is die ware koninkryk van God. En dan Samaria of Israel sê, nee, ons is eintlik. En dan Juda sê, nee, ons is. En toe die Assiriërs vir Israel verower, toe sê die koninkryk van Juda, toe sê die Jode, jy sien, dis hoekom ons die ware koninkryk van God is, want ons God is nog nie oorwin deur 'n ander God. So hulle het nog die ding ook afgespeel, en dit lees ons nou raak in Jesaja, want Jesaja sê op 'n stadium, julle roem op iets wat julle nie kan roem nie, julle roem op 'n God moet met ons wees, want dit is sy tempel en sy plek. En dit is nie so nie, Jeremia het ook daarna verwys. So, ook daai gedeelte waar hy sê, dat ek soek nie julle offers nie, ek soek vir julle. So, hulle het baie sterk daarvan aanspraak gemaak, dat hulle as volk, omdat dit Jerusalem is, om die tempel daar staan, met Salomo, daarom moet God vir hulle beskerm. En interessant genoeg, Assirië het vir Jerusalem probeer inval, maar kon dit nie inval nie. En daar is 'n verwysing daarna, wat hulle, ek dink ek het weer geskryf, ek sal nou daarby kom. Ek sal dit nou kry. Ja, so toe hulle Jerusalem probeer inval en kon dit inval nie en toe dit nou daar gestop. En so maar een van die konings het toe nou begin met hierdie vasalstate en hulle het begin bang raak en dan het hulle vennootskappe aangegaan, eers met Egipte vennootskappe aangegaan. Dit is wat ons vandag kry, jy weet hierdie BRICS en dan sit nadat so die mekaar dat jy weet nie eintlik met wie nou regtig pelle is nie. En toe het hulle met die Assiriërs vriendskappe aangegaan en hulle het met Babel vriendskappe aangegaan, maar so het hulle allerhande hulp gehad sodat wanneer hulle aangeval word, dan is die ander is nader gekom en hulle kom help, maar Jerusalem kon nooit die Assiriërs oor geword het nie. En 'n ander interessante ding is ek sal nou daarby. Goed, so toe is Israel het toe nou net 'n provinsie geword en die sleg ding daarvan was dat hulle die hele tyd belastings moes betaal en goeders moes doen om sal ek nou maar sê hierdie vennootskappe aan die gang te hou en daai ouens tevrede te hou. So die eerste koning wat ons nou ter sprake kry was dan nou Jotam geweest. So Jotam was 742 tot 735. Hy was korrup en hy was die waardes wat hy nagestreef het was nou glad nie waardes wat hulle wou gehad het nie. Uitermate rykdom gehad en ongeregtigheid gehad en die Syriese wagte wat
met wie hy nou ooreenkomste aangehad het. Toe kom Agas. Agas se rol was baie meer prominent geweest as Jotam se. Hy was 'n man wat nie eintlik die raad van die profete gesoek het nie, maar hy het op 'n stadium in Jesaja 7 het hy vir in die tyd toe koning Agas, seun van Jotam, en kleinseun van Osia, koning van Juda was, het die Arameese koning Resin en die Israelitiese koning Peka, seun van Remalia, 'n veldtog teen Jerusalem onderneem. Jy sien, toe het Israel nou nog saam met Assirië teen Juda geveg. Die veldtog het egter op niks uitgeloop nie. So hy was 'n ou wat buffers wou gehad het met ander lande en dit het met 'n prys gekom. So Agas was gesteun geweest deur die Silo-Eframitiese alliansie geweest en Jesaja het in daai konteks God se woord na hom toe gebring en vir hom uitgedaag en hom gesê, moenie hulle mag vrees nie. Jy hoef nie vir hulle bang te wees nie. Die Here het vir my gesê ek moet vir jou kom sê dat julle sal nie in die mag van die vyand val nie. Maar hy het nie na Jesaja geluister nie, hy het eerder 'n politieke oplossing gesoek, soos dit ons nou baie keer gebeur het. En die politieke oplossing was Tiglat-Pileser, koning van Assirië. Hy het die gevra om te help, ons lees daarvan in 2 Konings 16. En toe het die hom gehelp. En soos ek sê, dit het met 'n hemse prys gekom. Die prys was belastings. Hy moes 'n tempels oprig vir Tiglat-Pileser se afgode. Hy moes shrines oprig. Hy moes die afgod in die tempel sit. So dit was baie sleg geweest. En dit was 'n tyd waarin hulle dan eintlik hulle geloof heeltemal en hulle God heeltemal verwerp het vir die bondgenootskap met Sirië. Toe kom Hizkia 715 na Christus of voor Christus tot 687. Hy was toe nou 'n redelike goeie koning geweest. Hy het Jesaja geraadpleeg om hulp en raad en hy het 'n klomp hervormings geïmplementeer in sy tydperk. So hy het die konings die altaar afgebreek en moet ek teruggaan. Wat jy soek het. So hy het teruggegaan en al die afgode tempels afgebreek en al die goed reggemaak en die afgode beelde afgebreek. Die probleem was egter dat dit gegaan het vir hom nie oor God nie, maar oor die onafhanklikheid. Hy wou eintlik onafhanklikheid gehad het. Hulle wou weer loskom van hulle vasalstatus, jy weet, om altyd 'n provinsie van iemand te wees, of van die Egiptenare, of van die Assiriërs, of van die Silo-Eframitiese. Hulle was altyd hierdie, jy weet, onder heerskappy van iemand anderste. En hulle wou eintlik onafhanklik geword het. En toe hy nou met hierdie goed begin, toe het hy nou, so dit was eintlik nie om noodwendig weer terug te keer na God toe nie, hoewel hy na Jesaja se raad gaan luister het hy weliswaar baie hervormings geïmplementeer, maar dit was eintlik vir hulle meer oor onafhanklikheid. Maar dis ook in die tyd, toe Jerusalem, toe Israel val, 722 voor Christus. Toe Sargon is dood, hy was die ou van Samaria gewees, en toe kom Sanherib aan bewind, en uiteindelik het hulle Jerusalem beleer, en het hulle vir Hizkia forceer om oor te gee, en toe was dit ook teen 'n hoë prys gewees. Hizkia se reaksie was, hy het by Jesaja gaan raaksoek, ons lees dit in 2 Konings 19, en Jesaja se raad aan hom was, wag op die Here. Moenie optree teen Israel nie, wag op die Here. God se boodskapper sal vir jou kom help. En hulle kon uiteindelik die stad bewaar. 2 Konings 19 lees ons daarvan. Juda is op 'n wonderbaarlike manier bevry van die wrede heerser. Kom ons kyk bietjie 2 Konings 19 vers 35 lees ons daarvan. Daardie nag het 'n engel van die Here gegaan en 185.000 man in die Assiriese kamp doodgemaak. Toe die Assiriërs die môre vroeg opstaan, lê die lyke almal daar. Koning Sanherib van Assirië het die kamp afgeslaan en hy is terug Ninive toe en het daar gebly. Terwyl hy op 'n dag in die tempel van sy god Nisrok aanbid het, het Adramelek en Sareser hom met sware doodgesteek.
Hulle het na Ararat toe gevlug en Sanherib se seun Esarhaddon het hom as koning opgevolg. Ek gaan net nou, wanneer ons by die argeologie kom, sal ek julle ietsie wys daar van Ninive en Lakis. Onthou julle toe ek die preek gedoen het oor Jona, het ek ook na Ninive verwys, en hulle het nou mos 'n opgrawings gekry in Ninive wat alles hierdie goed bevestig. Dis nogal amazing. Die dag het ek nogal het ingeluister van hulle het gesê hoeveel mense per minuut moes die engel doodgemaak het. O ja. En dis hoekom hulle sê, nergens in die Bybel staan dat as iemand 'n engel sien, sê hy, gaan dit nie, almal is bang en die engel moet sê, moenie bevrees wees nie. Ja. Nee, so daai, dit was 'n wonderlike manier hoe dit daar vrygekom het van die Assiriese magte. So hy is opgevolg deur Manasse. Manasse was hoewel dit nou eintlik na Jesaja se tyd is, Manasse het hom waarskynlik 'n marteldood laat sterf. En dis in die tyd waar die Assiriese ryk nou die heel beste gevaar het. So dis nou na 722 en hulle het nog stadsstate ingeneem en te kere gegaan vir 'n vader. Nou ons tydperk stop nou hierso. Dink dit is nou hier. Ja, ons tydperk stop nou hier wat Jesaja betref. Maar wanneer ons Jeremia toe gaan, dan gaan ons nou net een stapie verder. En dan kom ons nou by die plek, by die tydperk toe Juda ook in ballingskap weggevoer is. Maar wat Jesaja betref, stop dit dan nou hierso. En dan, so die ontvangers. Die ontvangers was hoofsaaklik, was dit aan Juda gerig gewees. Nou, julle sal sien, daar word nou en dan verwys na die Suidryk en die Noordryk. Interessant dat God in Jeremia spesifiek die hele tyd die twee saamgooi. As daar 'n profesie is, dan sê hy altyd, ek sal vir julle Israel en vir julle Juda nooit vergeet nie. Dit is altyd hierdie twee saam. So, wat God betref, was dit vir hom waarskynlik tragies geweest om te dink dat hierdie 12 stamme gesplit het in twee en uiteindelik so verward geraak het. En daar's party wat spesifiek gerig was aan die Noordryk. Byvoorbeeld Amos en Hosea was nou spesifiek profeet wat opgetree het in die Noordryk. In dieselfde tydperk as Jesaja en Jesaja en Micha het nou weer in die Suidryk opgetree. So dit is interessant dat mens ook ooreenkomste nogal kry tussen die twee. As jy nou gaan rondblaai tussen die twee, dan sal jy sien byvoorbeeld Amos lees jy van in Jesaja 3 en in Jesaja 25 en Amos 8 vers 10 en Amos 2. So jy kry nogal dieselfde temas wat jy partykeer in hulle sien. En Hosea 2 vers 10 kry jy ook in Jesaja 1 vers 14, want jy kry verbande daarvan. So jy kan sien dat dit in mekaar se tye opgetree en in verskillende plekke opgetree. Maar hierdie is dan spesifiek gerig aan Juda en oor die konsekwensies wat hulle gaan hê omdat hulle die verbond verbreek het met hulle God. En die klomp temas, ek dink daar's hulle, né? Die klomp temas wat veral aangeraak word in Jesaja op 'n baie breë vlak is nou hierdie klomp temas, die leegheid van 'n kultuspraktyke. So hulle het die kultusse gevier en die feeste gevier en alles, maar te midde van onreg en te midde van daarvan dat dit eintlik net oor die gebruik gegaan het eerder as oor die hart daarvan. En dis nogal iets wat ek baie keer raak lees en wat vir my nogal aanspreek. Is die gevaar daarvan dat jou kultiese handelinge baie keer oor die kultus gaan en nie oor Jesus gaan. En as ek nou dink aan aanraak wat my nou hier bietjie irriteer en frustreer, is hierdie ding dat jy mag nie voor die nagmaaltafel loop. Wat jy waar kry. Wat waar vandaan afkom. Want dis Rooms. As die nagmaaltafel so belangrik is dat ek nie voor hom mag loop nie. Dis Rooms. Want dan word die teken Jesus se liggaam. Ja, as die boodskap. Dan word die teken belangriker as die boodskap, ja. En dit het my nogal, so dis kom ek vir die diakens ook gesê, asseblief regtig julle, en as die tannie, ek weet wat die tannie my sal bel, maar hulle het my nog nie gebel nie. Maar as die tannie my bel, dan sal ek met die tannie praat, en vir die tannie sê, tannie, regtig,
Dis Jesus, dit gaan oor Jesus. Ja. Hy bly altyd die belangrikste ding en by hulle was dit oor God gewees. So ja, kan die feeste nakom, maar dit 'n holfees maak dan en dis waarteen Jesaja. Jesaja praat die hele tyd met hulle en sê, julle het holfeeste. Julle doen al die regte goed. Julle maak die regte geleide. Maar intussen is daar armes en weduwees en kinders wat honger ly en onreg gepleeg word en die goed wat nie gebeur nie. So dis waarteen Jesaja dit veral gehad het. En dan sê hy, was julle self, maak reg met die Here. Die tweede ding was sosiale ongeregtigheid. Jesaja 5 is veral daarop gerig, as jy hele Jesaja 5 lees, dan kom jy agter is hierdie dit gaan eintlik oor die sosiale ongeregtigheid. Dit begin nogal as 'n liefdeslied. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd, maar dan gaan dit daaroor ellende wat vir die volk van die Here wat huis na huis inpalm. Die een plaas na die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie. Totdat net julle grondeienaars in die land is. Nou, dit rings 'n bel, is dit nie? Ja, so die baie huise, so groot en mooi, sal milasies word sonder bewoners. 'n Wingerd waarin 10 dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer. En 'n sak saad net een kruik vol graan. Geen 10 ton per hektaar tipe van milies en graan nie. So daai sosiale ongeregtigheid van die en hoe dit gebeur het is die oomblik wanneer iemand nie sy skuld kon betaal en dan gelend gevat. En dis hoekom daai jubileumjaar elke 7 jaar was waar alle skuld afgeskryf is en almal net weer dit kon terugkry. So daai sosiale ongeregtigheid het Jesaja baie ernstig aangespreek. Elke 7 jaar. Ja, maar wat is die elke 50 jaar? Maar dis die jubileumjaar. Elke 7 jaar was dit na die jaar gaan 50 as jy 50 jaar. Dan die derde tema was die nederigheid en oorgawe van van hulle wat as die volk van God is. In Jesaja 2 vers 12 word die dag van die Here beskryf. Nou die Here die Almagtige het 'n dag bepaal teen al wat trots en hoog is en alles hoog en laag. Nou dis nou een voorbeeld daai van wat ek nou gesê het van 'n siener, 'n voorspeller versus 'n profesie. Hy sê net 'n dag het 'n dag bepaal, maar watter ene? Die een toe Noordryk val of die een toe die Suidryk val of die een toe Jesus gekom het. Jy weet so of die een aan die einde van tye wanneer hy gaan oordeel. So hy het dit maar hy het nog nie, jy weet hy die klop oorby maar hy weet nie waar die bel is nie, net respek gesê. So dis wat 'n profesie is. Hy hoor die woord van die Here, hy verkondig die woord van die Here, maar dis nie noodwendig detail dat jy iets daaruit kan aflei om te sê, okay, so in die jaar 2020 sal X, Y en Z gebeur nie. Dan die leegheid van die kultuspraktyke, maar ek het dit al gedoen. Ja, die nederigheid en die oorgawe, was die 2. Die dag van oordeel wat geplaas vind. Die volgende tema is die vernedering van die trotse, Jesaja 14. Daar sê die Here dat die morgenster wat God sy troon wou vat. Ons gaan gou sien toe Jesaja 14 vers 12 tot 20. 14 tot 15 is nog vir my 'n erge hoofstuk is. Die oordeel is my erg. Ja. Onthou dat ek nou iets daarvan sê oor die oordeel nie. 14 vers 12 tot 20. So jy wat die helder morgenster was, het uit jou hemel uitgeval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond en verpletter. So wat hy daar aanspreek is die hoogmoed van Juda. En onthou ek het net mos gesê, hulle het mos nou so hoekap vir Israel elke nou en dan gesê, nee, ons is eintlik die ware God van Israel. Ons is eintlik die ware volk van God. So en hier kom Jesaja en hy sê, julle wat so hoogmoedig en trots is en dink, ons sal nooit iets oorkom nie, want ons is God se volk. Dis juist teenoor julle wat ek gaan kom en teen julle gaan optree. Julle soek heeltyd hulp van Egipte af, maar julle wil nie na julle profeet luister nie. En dit is waarteen die Here dit gehad het. En dan hoofstuk 5, die 5de een althans, is die toekomstige hoop en herstel. Dit kry jy vanaf hoofstuk 40. En dis net iets amazing. Marina, in terme van die oordeel. Ek het op 'n stadium was dit met my nie goed gegaan nie. Julle het nou baie gehoor, ek verwys daarna. Daar was 'n
baie donker tyd in my lewe gewees oor klomp goeders. Waar ek met die Here geworstel het oor goeders. Tot 'n pel van eendag vir my gesê het, gaan lees die profeteboeke. En dan gaan kry jy oral waar dit nie oor die doing function gaan nie, maar oor die being function, oor wie jy is. En nie oor wat jy gedoen het. En ek het letterlik elke profeteboek gaan lees en 'n lys my gemaak op my Google Keep notes van al die genade. En dis hoekom ek so opgewonde raak wanneer ek aan die Ou Testament dink, want ons dink altyd dat genade net in Jesus gekom en daarna. Julle, daar's ongelooflike genade in die Ou Testament. Op elke bladsy omtrent. En as jy gaan kyk na die profete, daar's oordeel, ja. Jy weet hierdie oordeel van vel wat kras en hard gevel word. Maar in elke boek gaan jy 'n plek kry waar daar staan, maar ek gaan dit nie doen. Maar ek gaan dit nie doen. Dit is die eerste genade om in paradys gewees. Exactly. Ja. Toe God vir hulle gaan opsoek het, ja. So dis net, dit het my so kry te boervleis, ek het vir julle vertel. Dit was vir my, daar was so baie, dat ek 'n ellelange lys gaan maak het. Van hoeveel boeke is daar oordeel, en dan die genade kom nie nadat hulle nou skielik gesê het, o ja, okay, ons is vreeslik jammer, sorry. Daai ding wat ons altyd sê, ja, maar jy moet jou sondes bely. Ons maak van sondebelydenis 'n voorwaarde vir vergifnis. En dit is nie so nie. Nie in een van hierdie boeke het hulle ooit gedraai dat God gesê het, o, okay, omdat julle gedraai, daarom sal ek dit nie doen nie. Nee, hulle is nog vas in hulle weer. Dan kom God en hy sê, ek stel lief vir julle, ek sal dit nie doen nie. Kry ek oor my hart nie, ek gaan dit nie doen. En dis daai genade wat die hele tyd deurweek, selfs hier in Jesaja, hulle het nog geen teken getoon van omdraai. Ons weet ook hulle het nie, want daar het uiteindelik 'n ballingskap plaasgevind. Maar die Here kom en hy sê, dan gaan 'n tyd kom. Dan gaan 'n tyd kom wat ek alles gaan nuut maak en alles gaan anders wees en alles gaan weer julle gaan weer die verhouding tussen ons gaan weer herstel. So daai genade is dit maak my regtig wonderlik van opgewonde om net daai hoop en daai troos en hoop en herstel weer kan raak sien. En dat hy altyd 'n oorblyfsel sal hê. Daai wat ons net nog gelees het, was dit in 39? Nee, waar het ons dit gelees? Dat was in 39, dat daar sal net 'n 10de oorbly. Maar daar sal altyd enetjie oorbly. Die hele Elia, was dit Elia of Elisa? Wat ons daar nie in die Defrou geval het in die grot en toe sê die Here Elia, sê die Here daar sal een oorbly. Maar daar sal altyd iemand oorbly. En dan die heenwysings na Christus is die 6de tema. Nou dis nou interessant. Wat ek nou kom ek noem dit nou. Wat ek net nou ook gesê het is nou hier van toepassing. Jesaja het nie geskryf sodat ons Jesus in hom moet raak sien. Maar dat ons Jesus in hom kan raak sien is waar. Verstaan julle? Dis dieselfde wat ek altyd sê. Openbaring het nie, Johannes het nie op Patmos gesit en gedink, waaroor gaan die mense wonder in 2023? Goed, kom ek skryf vir hulle oor die 666 en wanneer ek gaan kom in die 1000 jaar. Glad nie. Hy het geskryf aan sy hoorders wat in die Klein-Asië 90 na Christus of 100 na Christus geleef het. Selfs met Jesaja. Hy het nie geskryf om 'n antwoord te gee oor wie die knegt van die Here is wat gaan kom in die jaar 0 nie, en dan ook vir ons te wys as ons terugkyk dat dit hy is nie. Hy het geskryf aan sy hoorders dat hy kon raak sien dat daar iets gaan gebeur in die toekoms, dat die knegt van die Here gaan kom en dat daai knegt alles gaan nuut maak. Dit is waar. Maar dat hy nie geweet het dat dit noodwendig die Christus is, die seun van Josef en Maria wat gebore is nie. Hy het dit nie noodwendig geweet nie. So wanneer ons nou vanuit daai kennis, en dis hoekom ek altyd sê dat ons almal lees Bybel met 'n bril. Want ons leef in ons tyd. En ons het voorkennis. Nou gaan lees ons terug en nou wil ons gaan konklusies trek. Maar ons het 2000 jaar se kennis, wat ons minds aantas op 'n mooi manier om 'n konklusie te trek. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar gaan sit jouself net vir 'n oomblik in daai skoene om net seker te maak dat die konklusie wat jy trek, is die regte konklusie. So ek het nie teen die konklusie nie, ek sê net, gaan sit jou net in daai skoene, dis hoekom ons doen, genre, skrywer, ontvanger en tyd. Gaan sit jou net in daai skoene, sodat jy kan
kan sien, die konklusie wat ek wil maak, is dit wat hy min of meer vir hulle sou wou gesê het. En partykeer kry jy nog meer konklusies baie lekker. En dan kom jy na vandag toe. Maar dis die ding, so wanneer ons nou na Jesus kyk, en ons lees nou Jesaja, dan kom ons agter, joh, hier is hoeveel heenwysings van na Christus toe, wat ons in Jesaja raak lees, wat hy waarskynlik nie eens van geweet het nie. Die interessante is, daar's 21 verwysings na Jesaja in die evangelies. Nou net om gou dit te sê, die skrywers, die vier evangeliste en Paulus en die ander, was Jode, né? Behalwe in Lukas, hy was 'n heidense heiden wat 'n Jood geword het en tot bekering gekom het. Maar selfs hy wat 'n heidense Jood was of wat 'n heidense Christen was, hoe noem jy dit nou eintlik? Het tog as hulle Jode geword het, moes hulle self inleer in die Joodse gelowe. Onthou jy toe Annelien Kriel met Saul Kersner getroud is? Toe moes sy Christus opsê. Ja. En deur 'n kursus loop om 'n Jood te kan word. Nou ek vermoed dis waarskynlik daai tyd net so gewees. So as jy heiden was, jy tot bekering gekom of 'n Jood geword, dan moes jy nou obviously en dan jy waarskynlik 'n crash course gekry in die profeteboeke en in die geskiedenis van God en die feeste ensovoorts. So al die Bybelskrywers het baie goed geweet wat in die profeteboeke staan. Jesaja was baie geliefd geweest. Paulus hoeveel keer haal Paulus hom aan? 16 keer. Nee, 25 keer. En die evangeliste haal hom aan. Jesus haal dit aan. Jeremia het ek vir julle gewys na die dag hoe hy aangehaal word. So dit was baie gewild geweest om dit aan te haal, die heenwysings na Christus toe. En die dienaar van die Here. So dit het ek nou vir julle daar gegee. Julle kan dit gaan lees, dis amazing. Kom ons vat net 'n paar. Matteus 1, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Jesaja 7, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. So Jesaja was pretty much on the spot met daai ene gewees. Daai ene van iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Ons weet dat Johannes daarna verwys het, maar ook Matteus 3. Julle kan nou weer daai lys gaan. Daar's so baie van hulle. Ek het 'n paar gemerk wat ek nog gedink het mooi was. Romeine 11. Wie ken die bedoelings van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Jesaja 40. Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? So ek gaan weer gaan kyk na daai goed. Dit is regtig ook amazing. En dieselfde weer in 1 Korintiërs 2. Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Kom ons weer daar in Jesaja 40. Hebreërs 12, versterk daarom die slap hande en die lam knieë. Jesaja 35, bemoedig die wie se hande slap hang en help die wie se knieë tap. As ek al die ander gesien het, ek het so 'n paar uitgemerk wat vir my net nog mooi was. Die wat Openbaring is nogal is bietjie geïnterpreteer, maar dit is tog so. Kyk, Jesaja 44, so sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige. Ek is die eerste en ek is die laaste. Dis so 'n stryd, Johannes, né? Jesaja 22, aan hom sal ek die sleutels van die koning se huis gee. Wat hy oopsluit, sal niemand toesluit nie. Wat hy toesluit, sal niemand oopsluit nie. Dit is ook duidelik in Openbaring. Jesaja 60, jou son en jou maan is die Here. Hy gaan nie onder nie en word nie dof nie. Die Here sal vir jou ewige lig wees. Openbaring 21. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en dan is sy lig. Dit is sy lig. Dis oral van dit is net amazing. So ons kry daarvan van die dienaar wat God se missie vervul. Hy word verwerp deur sy eie mense wat ons kry in baie van die Nuwe Testament.
die dienaar se dood is 'n offer vir Israel se sondes, Jesaja wat spesifiek daarna verwys. Die regverdige verklaring voor God, 54:55, die dienaar kondig God se koninkryk aan. Dis 'n ander ding wat ons moet dalk net na kyk. En dit is die 56 nou, net die ander breek, 56 tot 66. Gaan oor naballingskap. So die Deutero Jesaja is mos nou in ballingskap en Trito Jesaja of Jesaja nommer 3 is nou naballingskap. Maar dit is nou die tydperk wat hulle nou terugkeer na hulle land toe en probeer herstel wat daar te herstel is. Nou in daai gedeelte sal jy sien dat Jerusalem is nie eintlik die punt waar dit gaan nie. Weet jy of as jy dit nou gaan lees, gaan kyk 'n bietjie, dan kom jy agter dat dit nie regtig gaan oor Jerusalem nie. Dit gaan nie daaroor dat God regtig Jerusalem as sulks wil herstel nie, maar dat dit amper iets wys na iets verder as Jerusalem. En daarom is daai gedeelte amper die gedeelte wat ons self eskatologies, ons weet nie wat beteken eskatologies nie, in tyd toe. So Jesaja 56 tot 66 is die een gedeelte van Jesaja wat ons selfs na Jesus verder kan strek na die wederkoms. Want hy praat baie oor die naballingskap. En as jy nou gaan kyk na die prentjie van God se historiese geskiedenis, dan is die ballingskap soort van die einde van Israel. Ek wil amper sê, daar het goed gebeur daarna, maar nie reg nie. Dit was letterlik soort van die einde van Israel. En toe kom Jesus. En dis vir my baie tekenend dat Jesus spesifiek na die ballingskap toe dit so sleg gegaan het met die volk, dat hulle selfs as teruggekeerde volk nie reg herstel het ooit weer as 'n koninkryk wat die Davidiese koninkryk naaste by verteenwoordig. So Jesus kom in 'n leemte, in 'n leierskap leemte in, waarin hulle op alle vlakke maar eintlik dieselfde gevoel het as wat hulle gevoel het in ballingskap. En daar kom Jesus en hy kom bring verlossing. So daai boodskap is dat presies dit, dat Jesus het presies dit wat hulle verwag het en waarvoor hulle gehoop het Jesus kom doen. Maar net opnieuw dat hulle nie kon, wat so wyd en so groot en so anders is, dat hulle dit eintlik nie kon raak sien. Maar eintlik hoort dit raak gesien, want dit is so gepas, dit is so fitting vir waar hulle was en waar Israel as staat was, as volk was, dat dit eintlik verstom het wat hulle nie gehoor het. Goed, dan kan ons nog baie sê oor baie goed, maar ek moet nou 'n bietjie aanskuif. Die genre is die volgende ene. Nou dis redelik maklik, dis 'n profesie. En hy is in tydvakke. Ons kan daar's twee maniere van kyk na hoe hy ingedeel word. Die ene is om dit in te deel in tydvakke in. Met ander woorde, oordeel en redding is een tydvak, dan verwoesting en hoop, dan geregtigheid en ongeregtigheid en dan trou en ontrou. Dis hierdie indeling moet nie baie navolging. So daar's nie baie mense wat hom navolg nie. Eintlik is hierdie die ware struktuur. Iemand het vir julle daai het ek gegee. Die 3 Jesajas en dan binne die 3 Jesajas is daar dan 'n oordeel en uitsig en opreding en al die goeders. Waarby ek wil uitkom is die argeologie. So dis waar ons nou is. Nou daai is 'n inskripsie wat gekry is in hy is in Chicago. Dit is die inskripsie van Sanherib, Jesaja 37 vers 36 tot 38. Jy wil kan ons nou sien van Jesaja 37. Wat vir my amazing is van hierdie argeologie is dat dit nie dat ons daaroor twyfel nie, maar as jy sou wil, dan bevestig dit elkeen van hierdie gebeure. 37 vers 36 tot 38. Die engel van die Here het gegaan en 185.000 man in die Assiriese kamp doodgemaak. Ons het net dit in 2 Konings gelees. Ja. Toe die Assiriërs die môre vroeg opstaan, het die lyke almal daar. Koning Sanherib van Assirië het toe kamp opgeslaan en hy is terug Ninive toe en hy het daar gebly.
Nou hy het in die inskripsie staan daar, as for Hezekiah, the Judahite, who did not submit to my yoke, 46 of his stronghold cities, as well as the small towns in their area, which were without number, by leveling with battering rams and by bringing up siege engines, and by attacking and storming on foot, by mines, tunnels and breaches, I besieged and took them. 200,000 people, great and small, male and female, horses, mules, asses, camels, cattle and sheep, without number. I brought away from them and counted as spoil. Ezekiel himself, like a caged bird, I shut up in Jerusalem, his royal city. Maar hy ken eintlik, ek kon nie Jerusalem neem nie. Ek het al die ander geneem en ek het al die ander gevat, maar ek kon nie vir Hezekiah en Jerusalem inval nie. So, maar hy was in staat om 46 stede wel in te vaar en oor te neem. Dan die volgende wat ek het, Jy het gesê daar's 'n potskerm wat gekry is. ja, jy het my gesê, dis nou, ja, ek het nog nie gaan kyk om die, Marina het my Sondag gesê, daar's nou 'n potskerm in Bos gekry. Met die naam, die profeet Jesaja op, en dit was 'n entjie van die seël wat hulle gekry het. Hulle het nou gesê 10 voet, ek het ergens geskryf, maar ja, hy 10 voet van die seël wat sê koning Hizkia. So dit is bymekaar gekry in die ooste kant van Jerusalem, van die tempel. Nou dis die tel. Okay. So hier is nou 'n hoop wat nou oor eeue heen, so my net afgebreek. Maar hier's die battering ram. So hulle het sulke, hulle het letterlik 'n wat noem jy dit? Installasie gebou, 'n opdraande gebou. Maar kan jy nou imagine hoe lank dit moes vat? Hulle het nie so skrapers gehad wat hulle gery het nie. So hulle het dit gebou. Ek was by Masada. Daar's ook, ja, daar kan jy dit ook sien. Dat Masada is 'n amazing stad geweest, bo op 'n berg geweest en jy kon oral sien. En die vesting was iets amazing geweest. En toe een of ander koning het toe begin bou aan so 'n battering ram, sonder dat hulle kon sien van daar bo af. Op een punt, tot hulle bo kom en toe hulle bo kom te niemand daar. Maar dis soort van wat gebeur het. So die stad Lakis, as hulle nou hier grawe, hulle is besig met opgrawings daar, gaan hulle waarskynlik by goed uitkom. Dis hoe hulle die stad Lakis en die stadsmuur oorbrug het om in te kom. Daar's van die goed van die relief wat ontdek is in Nineveh. Toe hulle nou ons begin grawe het, kom hulle ons nou af op hierdie op daai Nineveh se paleismuur. En op die paleismuur is hierdie goed ingegrafeer gewees. So daar's nou hoe hulle weggeneem is, die kinders, die vrouens op donkies en mede. En ja, jy kan mens nou nie baie mooi sien nie, maar daar is nou ook 'n donkie, persoon op 'n donkie. En die almal hier aan mekaar met kettinge skien daar, weet nie of hulle gedraai het en of hulle ja. So hierdie goed het hulle nou alles gekry in op daai paleismuur in Nineveh. En dit moes nou, want Nineveh het ophou bestaan, hè, na Jona daar was. So, en dit klop ook met die geskiedenis. As jy nou gaan kyk, 722, so Assirië was nog redelik sterk geweest. Hulle het die Noordryk ingeval en hulle was nog sterk geweest tot omtrent hier by 600, in die middel van die 600s. Ek dink hier by die 650 rond. Toe begin dit nou al hoe meer dat hulle een na die ander stadsstate verloor het, totdat Nebukadneser uiteindelik vir Assirië verower het en toe Nebukadneser van Babel, ons nou die suidryk in 'n geval. So Assirië was sterk geweest tot in daai middel van daai 600s omtrent. En toe hulle verslaan is, toe's daar nou toe's Nineveh gaan en dit was hulle hoofstad geweest, en daar het niks daarvan oorgebly nie. En na hulle is dit toe nou Babel en na Babel is dit toe nou die Persiese ryk met koning Darius wat toe nou vir gesê het kon terugkeer. So daai was nou die amazing ding geweest. En dan die laaste ding wat ek het is ek het vir julle 'n prentjie ingesit, maar ek gedog ek het 'n groot prentjie daarvan. Toe nie. Okay. So daai prentjie wat julle daai het is ek sien nou mense kan nie veel sien dan, maar dis omtrent dit.
Net so laaste ding, hoekom ons ook weet dat al hierdie goed waar is en gebeur het, Flavius Josephus, die groot Joodse geskiedskrywer, het ook al hierdie goed opgeteken. Presies hoe wat gebeur het. En dit korrespondeer daarmee. So, en hy het geskryf, ek dink hy het geleef, wanneer sê nou nie, wanneer hy geleef het nie. Die 3de eeu voor Christus. So, het hy al hierdie verhale ook opgeteken. Right, enige vraag? Oor Jesaja, yes. Nou met daai Jesaja in die Nuwe Testament, so die evangelies het sy boek gehad. Hulle kon dit lees al. Ja. En hulle kon dan terugverwys en dan uitbrei op wat hy gesê het. Ja, so Net daai verwys. So wat ons vermoed is dat, ek het nie nou vir julle verwys na ja, dit is eintlik baie later ene, maar, so hulle het obviously al die boekrolle gehad in die tempel, van al die tye. En toe Nebukadneser, Jerusalem platvee, toe, of hulle saamvat, of is gone, of is vernietig, ons weet nie. Ons weet nou ook nie waar die ark is nie, daar is 2 theorieën, die theorie is onder die Dome of the Rock, en die ander een is in Ethiopië. Maar hulle het alles weggevoer, en wat nie weggevoer is nie is gebreek. So ons vermoed dat daar niks boekrolle oorgebly het, niks. En toe hulle in Babel is, het die priesters en die profete weer die goed begin opskryf. So hulle moes goed so goed geken het. Ja, maar hulle moet dit nou so goed geken het dat hulle Ja, want die pretty much baie getrou. 'n paar plekke so het Jesaja al vroeër gesê, en hier staan weer en Jesaja sê ook. Ja. En Jesaja roep dit uit. Ja. Dis nou wat in die Nuwe Testament. So in die tweede tempeltydperk wat dan nou van 500 kyk ek op julle timeline het ek daar die inwyding van die tempel, die tweede tempel, heel laaste lyn dink ek sal daar staan. 25 Desember 168 is die ontwyding van die tempel en 1655 interessant 25 Desember, né? 25 Desember 165 is die hertoewyding van die tweede tempel net voor die Makabeer opstand en net voor Jesus se geboorte. So die vermoede is dat hulle al die boeke van die Ou Testament weer herskryf het en dat dit in die tweede tempeltydperk was dit weer daar gewees. En was dit weer die leringe wat hulle vir die Jode geleer het. So toe die disippels en Paulus as skrifgeleerde het obviously al hierdie goed geken en gelees en geleer. Hulle het ook gehad. Ja, hy sou dit gehad het. Maar dit sou dan 'n nuwe boekrolle gewees het wat of behou gebly het met die val of oorgeskryf is in ballingskap. Nog iets. Maar hulle sou Jesaja geken het. Jesaja het Jesus het in die tempel ook Jesaja boekrol gevat en gelees. Ja. So ja, dit was daar. Nog iets. Maar nee, nou nie op aards Wat gekry? In Agga se tyd, 622 voor Christus, het hulle die tempels gemaak. Toe vind hy 'n boek. En toe hy dit lees, toe sê hy, nee, breek af al hierdie afgodstempels in die Baalgoed en alles, maak hulle weg. Maar die mens wonder wat hy nou gekry het. En nou die toe, waarskynlik die toe af. Right. Nee, nie oor 2 weke nie, maar dit staan op die almanak. Ek dink is 3 weke. 16 April. Wat is boek wil jy dit nou doen? Ek weet, Gesê as kan Jesaja oor 2 sessies doen. ons sou kon, Klaar. maar ons is ongeveer klaar, ja. Ja. Jeremia? Jeremia sal goed lees vanaf. Die stories volgens dan. Ja. Goed. Onthou dat ons kan elke volgende keer kan ons weer terugkom. Jy weet as jy nou gaan lees byvoorbeeld en jy dit nou as jy nou byvoorbeeld Jesaja die volgende 3 weke gaan lees. Ons het nou hoef ons nie klaar te wees nie, hoor. Ons kan letterlik ook 'n baie aanspandeer aan vrae as jy dan vrae het. En so kan ons maar van elke week van elke boek het opdoen. Ons is nie gejaag
om klaar te maak en vir jou iewers. Ons kan lekker rustig. Maar dit baie tyd. Tot die wederkoms. So as julle nog vrae wil vra, skryf dit deur en ja, en lees dit goed, ons kan altyd weer terugkom na. Goed, kom ons sluit af. Here, baie dankie dat ons weer kon sien wat die historiese pad wat U met ons geloop het en met Israel en hoe dit alles in 'n prentjie inpas dat toe Jesus gekom het, toe hy die Ou Testament kom vervul en eintlik ook baie profeseë wat Jesaja geskryf het kom vervul, dat hy die een is wat die knegt van die Here is, wat uiteindelik die verlossing en die troos en die hoop vir ons kom bring. So ons loof en prys die Here dat ons van die volk van die volk kan wees wat kan terugkyk, maar wat ook saam met U vir Jesus kan leer ken. Die Logos wat kom mens word het, wat onder ons kom woon het en wat vir ons U wil kom beken. Dankie vir die nuwe lewe wat ons kan kry. Hierdie lewe van volheid van ten volle mens wees en ons mensheid terugkry deurdat Jesus vir ons in die kruis gesterf het. Ons loof en prys U daarvoor. Ons bid Here dat hierdie tyd waarin ons nou gaan ook 'n geseënde tyd vir ons sal wees en die wat gaan ry iewers, dat hulle veilig sal wees, baie wat op vakansie gaan. Ons bid Here dat U ons almal sal bewaar en dat ons veilig sal terugkeer, sodat ons vir U kan loof en prys ook in ons gemeente. Ons bid in die naam van Jesus alleen.